Ek wil u nooi om saam met my u Bybels oop te maak by die boek van Petrus. Petrus 1 of 1 Petrus 1 vers 6 en 7 gaan ons lees so 'n oombliekie later. En dan daar's nie Ares Youth vanmôre nie. Hulle is saam met ons in die diens. En aan die einde van die diens sal ons reël dat die kinderkerk net die kinders so klein bietjie langer sal hou totdat ons klaar is met die opname. Amen. Dit gebeur baie keer dat die Heilige Gees sekere goed op 'n mens se hart druk. En ek het laasweek met u gepraat oor die vuur en sekere aspekte van die vuur uitgelig. Oor hoe Sadrag, Mesig en Abednego die vuur ervaar het. En ek gaan vanoggend so klein bietjie aan. Ek voel dat die Heilige Gees wil ons bedien, wil ons kom losmaak, wil ons kom oorwinning gee. En daarom noem ek vanoggend die vuur verhelder jou. Laasweek het ons gekyk van hoe die vuur vir jou oorwinning kan gee binne in jou omstandighede. Maar vanoggend gaan ons 'n bietjie verder en ons gaan kyk wat die vuur vir ons verder leer ook. OK. Onder andere sê ek, die vuur van die lewe is enige beproewing of krisis wat die mens se geloof, karakter en identiteit toets, wat God kan gebruik om sy teenwoordigheid te openbaar. Die mens te louter en geestelik te transformeer. God is nooit klaar met jou nie. Toe jy Jesus aangeneem het en jy kind van God geword het en jy die Heilige Gees in jou lewe ervaar, het die proses begin om jou te transformeer. Dit het nog nooit geëindig nie en dit gaan ook nooit eindig nie. God gaan aanhou om jou lewe te vat en te verander soos wat jy in hierdie lewe aangaan. Daar gaan sekere goed op jou lewenspad gebeur wat jou gaan transformeer tot 'n diepere lewe saam met Jesus. En dis die einddoel. Luister mooi, nee, dis die einddoel. Dis nie 'n maklike pad nie, maar is 'n moontlike pad. God wil ons, in ons verhoudings wil hy ons verdiep, en hy wil ons lewens verander, en hy wil ons lewens so maak, dat ons meer sensitief kan wees vir die Heilige Gees. So, dinge wat vuur veroorsaak in ons lewens vandag, is baie keer siekte, kanker, kroniese pyn, ernstige diagnose, verlies, die dood van 'n geliefde, die egskeiding van iemand, die verlies van 'n droom wat jy gehad het in die lewe. Vuur kan wees finansiële druk, 'n werksverlies, skuld, ekonomiese onsekerheid. Ek dink dis een van die goed wat aan die gang is. Hoe lank sal die oorlog nog aanhou? Dit het 'n direkte impak op ons lewens. Emosionele pyn, dalk gediagnoseer met depressie of angs of trauma of eensaamheid. 'n Verhoudingskrisis, jy's dalk in konflik met iemand. Jy ervaar verwerping of daar's gebroke vertroue. Morele druk om vir Christus te staan wanneer die samelewing iets anders te verwag. Ek stap gister deur in parkeerarea en terwyl ek deur die parkeerarea stap en ek sien hoe sit mense in hulle karre en ek gaan dit nou sê soos wat dit is, maar sekere mense het gesit en hulle sit en rook in die karre en ander mense sit en drink in die karre op 'n Saterdagoggend 10:00. En ek dink by myself, Here, wat gaan aan in die harte van ons mense? Nie julle nie, ons gemeenskapse mense. Wat is aan die gang? Hoekom sal die standaard van die lewe so verval het?
Maar die vuur van die lewe is nie die einde van God se werk nie. Dit is dikwels die begin van die diepste goed wat God in ons lewens wil losmaak. Daarom is die vraag nie net, hoe kom ek uit die vuur nie, maar ook, wie word ek terwyl ek deur die vuur gaan? Ek het nogal 'n groot liefde vir ou kerkgangers. Ek is baie lief vir die vaders wat deur die woestyn gewerk het. Ek is lief vir manne en vroue wat hulle lewens gegee het, en vroeër het hulle so baie dinge vir God gedoen, en ek gaan leer by hulle, wat het God in hulle harte gedoen, terwyl hulle deur moeilike tye gewerk het, tye van siekte. Ek dink aan Teresa van Avila, wat absoluut 'n non was, wat kerke geplant het, en monasteries geplant het, maar wat self ook deur 'n siekbed gewerk het, en God gevind het op 'n nuwe manier. En ek wil gaan leer by die vroeë kerkvaders, wat het hulle ervaar? En wat het hulle verdiep? En dan wil ek vir myself sê, luister, hoe kan ek verdiep? Hoe kan ek in 'n lewe wees waar ek die diepere kant van die Heilige Gees ontdek? Amen. So, kom ons lees eers 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Pragtige gedeelte wat Petrus vir ons kom deel, en dit sê nog 'n paar goed. Hy sê, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle in kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewinge. Hy skets 'n konteks. Daar is allerhande goed wat op ons lewenspad kom. Maar ek wil hê julle moet julle verbly daarin. Jy sien, ons menslike reaksie is, wanneer ons deur goed beweeg, dan verval ons in 'n angstigheid, en ons verval in 'n dimensie van, hierdie ding moet nou net verbykom, jy weet, hierdie ongemaklikheid, hierdie ding wat nou op my lewens, ek moet net ontslae raak van dit, hoe gaan ek hier deurkom, wat gaan ek doen, miskien moet ek iemand gesien, ja, ek hardloop na die pastoor toe, en hardloop met die Here toe, en Here sê, vat hierdie goed net verby, ek wil hier deurkom, maar die teenoorgestelde wat ons sê vanmôre is, vertoef binne in die vuur, vertoef binne in die allerhande beproewinge, bly bietjie daar. Ou pastoor Waltie Snyman het gesê, as iemand in die vuur is, los hom daar. Los hom daar. Dit is baie keer goed om in die vuur te wees. En dis waaroor hierdie boodskap gaan vanoggend. Vers 7 sê, die rede waarom ons baie keer allerhande beproewinge gaan ervaar, is sodat, dis 'n rede, sodat sê vir ons, hy gee vir ons die antwoord, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Met ander woorde, God sê, dat wanneer ons deur vuur werk, dan moet daar gekyk word, wat is die diepte van die geloof wat in jou is? Hoe sterk staan jy eintlik? Wat is dit wat regtig nou in jou praat? Jy sien, ek het laasweek gesê, daar's altyd twee kante. Die een kant, dat wanneer mense in beproewinge kom, of in vuurtye kom, dan verval hulle in meer sondes, hulle raak meer vleeslik, hulle raak meer menslik, en hulle verval heeltemal, en hulle kan nie deur 'n beproewing werk nie. Dan kry jy die ander kategorie, en ek dink dis waar die gemeente is, dat wanneer ons in moeilike tye kom, dan weet ons is gegrond in die Here. Weet God is saam met my. Weet God staan by my. Is dit nie 'n wonderlike ervaring om te hê nie? Amen. Dat wanneer ek
deur hierdie krisiswerk en hierdie vuurbrand en hierdie omstandighede is ongemaklik en ek bevind myself in 'n moeilike tyd wat ek nie kan sin uitmaak nie, om dan nog steeds te kan sê, wow, ek weet, God is saam met my. Amen. Kom, sê dit vir iemand. Hoorie, die Here is saam met jou. Sê dit vir iemand. Die Here is saam met jou. Die Here is saam met jou. Die Here los jou nie. Die Here werk met jou. Hy gaan saam met jou deur die vuur. Hy sê, julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud wat met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Christus Jesus. Iemand het gesê, die vuur is God se smeltkroes, waarin hy nie die gelowige vernietig nie, maar suiwer. Nie sy teenwoordigheid onttrek nie, maar naderkom. Nie geloof afbreek nie, maar versterk. Terwyl ek met Louise praat gistermôre oor Jaco wat afgesterf het, skielik hartaanval gekry het en hulle kon nie vir hom help nie, sê sy twee dinge. Sy sê, dis vir ons 'n geweldige terugslag, maar ons weet die Here is hierin. Die Here sal ons deurhelp. Jy sien, in die loop van die lewe gebeur daar goed. En ek wil nou vir jou slegte nuus gee eers vanoggend. Daar gaan goed gebeur in jou lewe. Amen. Tannie Louise, jy's nou in jou 80's en jy kyk terug op die lewe en jy sien oor jou lewensjare dat dit goed gegaan, dan het daar goed gebeur, traumatiese goed, en dan het die Here jou weer deurgehelp en opgehelp en deurgehelp en dis die lewe. Die lewe werk so. Nie omdat ek 'n kind van God is en ek hom aanbid en hom groot maak, sê dit dat daar nooit iets slegs met my gaan gebeur nie. Daar is altyd iets wat gaan gebeur. Dit is maar net hoe die lewe werk. Daar is seisoene in die lewe. Maar God is nie daar om ons geloof af te breek nie. Hy is daar om ons te versterk wanneer ons deur daardie verskillende krisisse werk. Okay. So ek wil hê, hou net jou Bybel so. Ek wil vir jou 'n gedig lees van MP van Wyk Lou. En ek wil hê jy moet dit net hoor. Hy sal 'n man wat ook in die graf lê, maar hy het geskryf oor goed wat in die lewe gebeur. En hy sê die volgende: die vuur kom nie altyd met vlamme wat die hemel rooi kleur nie. Soms kom dit met 'n enkele woord uit die mond van 'n dokter, 'n stil huis waar iemand nie meer lag nie, 'n nag wat langer word as die môre. Ons noem dit verlies. God noem dit soms die plek waar die mens homself vir die eerste keer ontmoet. Want eers wanneer sekerhede soos droë blare wegwaai en die hande leeghang van alles wat hulle wou vashou, begin die hart 'n ander taal te verstaan. Nie die taal van oorwinning nie, maar die taal van volharding. Nie die taal van mag nie, maar die sagte stem wat fluister: ek is hier. Die vuur het nog nooit die laaste woord gehad nie. Die vuur wat vals is, dit verteer wat vals is, dit laat val wat te swaar geword het. Dit maak oop wat lank reeds toegesluit was. En uit die as staan geen held op nie, maar 'n mens wat weet
hoe broos geloof is, en juist daarom, hoe sterk God is. Miskien is die grootste wonder, nie dat ons ongeskonde uit die vuur kom nie, maar dat daar tussen die kole en die rook, iemand langs ons bly stap. En wanneer die vuur uiteindelik bedaar, dra ons nie die glorie van die mens nie, maar die stille lig van die wat geleer het. Karakter word nie in die skadu gevorm nie, maar waar God die donker met sy teenwoordigheid verlig. Ek dink dit is vir my 'n ongelooflike gedeelte om raak te sien wat God wil doen en hoe God wil werk in ons lewens. Die ou skrywers het gesê, hulle noem dit die donker nag van die siel. Wanneer jy in 'n tyd is wat dit voel vir jou soos donkerte, en dat jy daardeur gaan werk en deur kan werk. Die fout wat meeste mense maak is, hulle wil nie daardeur werk nie. Hulle wil nie pyn in die oë kyk. Hulle wil nie die vuuroond aanneem en sê, wow, dis nou so. Wat gebeur nou hier? Wat kan ek leer uit dit uit? Ek wil u gedagtes vat na in die vuur. Nebukadneser, Sadrag, Mesach en Abednego staan in die vuur. En die volgende speel af. Dis warm. Dis ongelooflik warm. Onthou Nebukadneser het sy gesante opdrag gegee om die vuur 7 keer warm te maak as wat dit was. En die leiwagte wat vir Sadrag, Mesach en Abednego na die vuur toe gevat het op pad na die vuur toe, het hulle doodgebrand. Kon hulle nie die vuur hanteer nie. Maar Sadrag, Mesach en Abednego is in die vuur gegooi, geboei met toue, en hulle is in die vuur gegooi. En hierdie goed speel by my af. Dit was ongelooflik warm. Ek weet nie wanneer die snypunt daar was nie, hoe vinnig dit was nie. Toe hulle by die vuur kom, of God al reeds 'n tipe van sy heerlikheid om hulle gesit het, toe hulle in die vuur val, en dit moes baie warm gewees het, maar dit het niks in hulle gemaak nie. Ek sou graag wil hoor eendag om te sê, Vader, maar hoe het u dit gedoen? Hoe het u beskerm terwyl daar tekens was dat vlees verteer in vuur, maar nie hulle sin nie? En dan die groot wonder van hoe God in die vuur kom staan. Hoe hy self binne in die vuur by Sadrag, Mesach en Abednego opeindig. Daar's verskillende vertalings vanuit die Arameërs word dit gesê dat die Godeseun 'n engel van God was. Vanuit die tipe van 'n Pinksterperspektief word daar weer gesien dat dit God was wat in die vuur was. Daar's verskillende perspektiewe rondom dit, maar dat God se heerlikheid daar was, dit is ja en amen. Want hy het hulle beskerm. Hy het hulle vasgehou. Onthou nou, hulle was mens net soos ek en jy. En hulle kom in die vuur in en hulle besef hierdie is 'n ongemaklike plek. En weet jy, dis een ding wat vuur aan my gedoen het. In die tye waar ek deur krisisse gewerk het, was God daar. Ek het geloof gehad, maar my menslikheid
het vir my gesê, dis nie lekker nie, dis ongemaklik. Dit het my 3 uur in die nag laat wakker word. Die spanning wat saam met dit gegaan het, nê. En om aan die vuur te staan, en jy sien nog nie die uitkoms nie. Dis doodsdreigend. Wat gaan gebeur as hierdie vuur my gaan oorweldig? En hierdie 3 manne staan in die oomblik van die vuur, en hulle hou miskien aan mekaar vas, hulle staan teen mekaar, en in 'n oomblik twyfel hulle miskien, en hulle sê vir mekaar, maar miskien moes ons maar liewerste gebuig het voor die koning, en voor die beeld. Die twyfel. Kan jy agterkom, ons bly mens tussen die vuur en die verheerliking van die vuur. Ons bly mens, ons vra die vraag, en dit is miskien die gesonde kant, dat wanneer ons deur kneltye werk, deur moeilike tye werk, dat jy vir die Here vra, maar Here, wat is dit? Dit is hoe ek nou voel, maar wat wil U vir my leer? God wil nie ons met onsself ontken nie. Hy wil nie ons met ons emosies ontken nie. Dis wat ek ervaar. Praat met iemand. Hy help ons deur die vuur. Hulle sê dalk moes ons met die koning gepraat het. Dalk moes ons vir die koning beter verduidelik het dat die naam van God is oor ons lewens uitgeroep. Ons name is gekoppel aan Jahwe, die almagtige God. Ek is 'n koningskind, ek kan nie buig voor beelde van hierdie wêreld nie. Dalk moes ons met God gepraat het. Thomas Merton skryf die volgende: Moenie bid dat God elke vuuroond sal wegneem nie. Bid dat jy hom daar sal ontmoet. Want die grootste wonder is nie dat die vuur verdwyn nie, maar dat Christus daarin teenwoordig is. Wanneer jy hom daar ontmoet, verloor die vuur sy mag om jou identiteit te vernietig. Kan jy agterkom, die Heilige Gees is besig om elkeen te bedien. Elkeen wat hier sit, ek glo die Heilige Gees is hier om vir jou te leer dat vuur word 'n plek van verandering. Dit word 'n plek van verdieping. Ek moet verdiep in die Here. Ek gaan verdiep in die Here. Ontdekking, dis wanneer ek in die vuur gaan sit en in die vuur bly staan en in die ongemaklikheid van wat aan die gang is en nie hardloop na mediese hulp toe of na allerhande hulp daar buitekant nie, maar dat ek hardloop na God en sê, Here, ek weet nie hoe lank hierdie ding gaan aanhou nie, maar leer my. En ek begin in my verhouding met God te stap en sê, Here, ek verstaan nie hierdie omstandighede nie, ek verstaan nie hoe hierdie vuur brand nie, ek verstaan nie wat gebeur in my finansies of wat gebeur in my huwelik nie, maar ek gaan nie dit beveg nie, ek gaan U bevriend om te leer, wat wil U vir my leer hier uit? En dis waar Paulus inkom, en hy kom sê, maar alles werk in goeie mee, vir hulle wat die Here liefhet. Alles werk in goeie mee, vir hulle wat die Here liefhet. Moses stap in die woestyn, daar die skape wei en alles is mooi en alles is rustig. En iewers skielik begin 'n bos te brand. En hy stap nader na die bos en hy bekyk die bos. Dis eintlik maar net 'n rolbos. Hy's veronderstel om aan die brand te kan gaan en dan uit te brand, maar hierdie bos brand nie uit nie. En hy stap nuuskierig nader en hy gaan kyk, wat gaan aan, hoekom gebeur dit? En binne in die brandende bos kom daar 'n stem uit. Die grond waarop jy staan, is heilige grond. Trek uit jou skoene.
wil met jou praat. Jy sien, God is bevriend met vuur. God loop saam met vuur. God is nie bang vir vuur nie. God gebruik vuur. God praat vanuit die vuur. Dis op die dag van Pinkster, waar die disippels saam besig is om te bid, en wat stuur God? Vuur. Vuur wat brand. Dit lyk soos tonge van vuur, en dit bemagtig hulle, dit salf hulle met die seën van die Here, dit verryk hulle, dit maak hulle sterk, dit maak hulle om in oorgawe oor te gaan en te sê, hier is God, God is hier binne in die vuur, dit brand, maar ek ontmoet God. God praat met my, God deel met my, God salf my. Dis wat NP van Wyk Lou sê, hy sê, dit is juis wanneer ons in hierdie vuur is, dat ons juis kan ontdek. Dis wanneer hierdie sielsmens binne in omstandighede kom, en dan eers sien jy raak wat jy veronderstel is om raak te sien. Ons ontmoet God dikwels die diepste wanneer ons nie meer op onsself kan steun nie. Die vuur is gemeenskap met God. Is gemeenskap met God. Is gemeenskap met God. Ek kyk na ons land, en terwyl ek heel week in Durban was, en ons luister na verslae, en ons kyk wat in ons land aan die gang is, en hoe mense uitgemoor word, en nie ver van ons af nie, is daar soveel geweld, en goed aan die gang, en al die ander goed, die slegte goed wat in ons land aan die gang is, en dan vra jy vir jouself, wat wil God doen? Moet ons weghardloop? Moet ons tasse pak en na 'n vreemde land toe gaan? Of roep God ons om in hierdie omstandighede ons knie te buig en ons klere dalk bietjie te skeur en te sê, Here, as U ons nie gaan help nie, wie gaan ons help? Jy sê, ons kan baie oordeel, en ons kan baie kommissies kan daar aangestel word, en baie dinge kan in ons politieke arena gebeur, maar die mense wat verskil maak, is die mense wat op God vertrou, en wat sê, kom ons doen dit, maar ons doen dit deur vrede. Die wêreld het nie nog 'n oorlog nodig nie. Die wêreld het nodig dat daar vrede en dat daar weer kameraadskap kom, en daar mense met mekaar praat. Om te dink dat die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, dat daar ongeveer elke week tot 10.000 soldate sterf. Dis 'n bloedbad. As al by die miljoen soldate dood. Mensies, manne en vroue, soos ek en jy, omdat twee leiers met mekaar verskil. En daar 'n ideologie is wat saam met mekaar gaan. En ons kan nie vrede maak nie. Jy sien, baie keer gebeur dit, maar ook wanneer daar 'n egskeiding is, wanneer mense nie meer met mekaar 'n pad kan stap nie, wanneer daar 'n ontevredenheid is, dan bring dit al hierdie hartseer en pyn na vore. Ek wil afsluit, want ons het nog nagmaal ook. Ek wil 'n paar goedjies noem, dat wanneer jy deur die vuur gestap het, wanneer jy uit die vuur uitstap, wat gebeur na die vuur?
Die eerste ding is wat ons leer uit Daniël 3 is, hulle het ongedeerd uitgekom. Die amptenare het hulle ondersoek en gevind, die vuur het geen mag oor hulle liggame gehad nie. Nie een haar op hulle koppe was geskroei nie. Hulle klere was onaangetast. Daar was nie eens 'n reuk van vuur aan hulle nie. Daniël 3:27. Luister mooi. Wanneer jy deur die vuur gestap het en God saam met jou was en God jou daardeur gehelp het, sal jy aan die ander kant uitkom. En jy sal nie die tekens van die vuur hê nie, maar jy sal die tekens hê van God se teenwoordigheid. Ek glo dit met my hele hart. As jy in die vuur staan en jy fokus op God en jy leer uit God, dan gaan jy verstaan dat hy saam met jou daardeur was. As ek kyk, en ek raak einde van die jaar, ek 62 jaar oud nie, en ek kyk terug op my lewenspad en ek sien hoe dinge gebeur het en ek ervaar hoe goed gebeur het en daar was pynlike dae gewees en daar was moeilike dae en moeilike seisoene gewees. Maar hoe die Here ons gehelp het. Hoe die Here ons deurgetrek het. En het ek letsels oor van die vuur? Nee. Maar ek het diepte oor van die vuur. Ek het dinge geleer wat ek nooit sou geleer het nie. En dit moet ons roep wees vanmôre om te sê, Here, wat is dit wat ek kan leer? Laat my dit leer. Laat my lewe verdiep. Hulle het bevestiging van God se getrouheid ontvang. Wat hulle in geloof bely het voor die vuur, ons God kan ons red, het na die vuur 'n beleefde werklikheid geword. Hulle het God se trou persoonlik ervaar. Amen. Met ander woorde, hulle het gesê voor die tyd, raad nie, as ek hier moet deurgaan, sal God saam met my hier deurgaan. Maar ek gaan nie buig voor hierdie omstandighede nie. As ek hier moet deurwerk, dan gaan ek hier deurwerk. Weet jy, en is baie keer in ons huwelik, nê, wat ons vir mekaar sê, my vrou, hier's nou goed op die pad, wat ons nie voor begroot het nie, hier's goed wat nou gebeur, wat ons nie verlang het, ons het nie daarvoor gevra nie, maar ons gaan nie deurwerk, en God sal saam met ons hier deurwerk. God sal vir ons die uitkoms gee. 'n derde ding wat daar gebeur is, hulle getuienis het verander. Nebukadneser wat hulle veroordeel het, loof nou God van Israel. Hy sê, geseënd is die God van Sadrag, Mesig en Abednego. Geseënd is die God. Mense, wanneer ons na mekaar toe kyk, en ons weet jy werk deur 'n seisoen, ons weet jy werk deur 'n moeilike saak, ons weet jy werk deur 'n moeilike krisis, dat ons vir mekaar sal sê, geseënd is God, wat jou sal deurdra. Amen. Geseënd is die Here, wat vir ons sal help om aan die kant uit te kom, ongeskonde, en ons ruik nie na die vuur nie. En dan, hierdie wonderlike dinge, ek glo dit met my hele lewe. Die koning bevorder hulle in die provinsie van Babel. U kan dit weer gaan lees in Daniël 3:30. Hulle het eers vernedering en verwerping beleef, maar God het hulle uiteindelik geëer. En hulle word aangestel in die ryk van die koning, en hy kom sê vir hulle, ek stel julle aan, hierin moet julle geseënd wees. Hy het hulle voorspoedig gemaak, hy het alles wat hulle nodig gehad het, het hy hulle mee geseën, en hy het ook gesê, enige iemand wat teen hulle God gaan, moet doodgemaak word. En hy moet volgende Sondag vir ons pizza saambring. Amen. Dit herinner ons aan die Bybelse beginsel, dat God die verhoog wat aan hom getrou bly. Ek sluit af. Die grootste wonder is nie dat ons ongeskonde uit die vuur kom nie, maar dat daar tussen die kole en die rook iemand langs ons bly stap. Iemand langs ons bly stap. Amen. Kom ons sluit die oë.
As die Heilige Gees met jou gepraat het, wil ek hê jy moet net vinnig op jou voete staan. Dit as 'n erkenning, is 'n teken. Vuur is my hart. Ek gaan nie deur, maar God gaan my hier deur help. Dankie Here. Dankie Here. Is lewend. God ons Vader, U is 'n lewende God. U kom deur die Heilige Gees en U kom versterk ons. En U naam is uitgeroep oor elke een wat hier opstaan vanmôre. En ek wil inkom en ek wil in Jesus naam wil ek kom bid, Here, dat U omstandighede, dat U die vuur, dat U die seisoen van die vuur, dat dit U 'n einde sal bring daaraan. Sodat mense verlos kan word, verander kan word. Maar ek wil bid ook, Here, dat terwyl mense deur 'n moeilike seisoen stap, Here, dat U die brood sal breek in hulle harte, dat U die hart van U skrif en van U gedagtes sal oopbreek in hulle harte, en dat U hulle sal lei na dieper waters toe, na diepere ontdekkinge saam met U. En ek dank U daarvoor vanmôre. Ons is U kinders, en geseënd sal ons wees, en ons loop saam met die Heilige Gees. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Ons almal sê amen.